as jy my kan hoor, kan almal hoor. Hy sê ja. Baie welkom hier in die huis van die Here, ons se Vader. En ja, ons word aan mekaar geweef met liefde. Is dit nie wonderlik nie? Mense vra vir my, hoe gaan dit met jou? Ek sê vandag gaan dit wonderlik met my. Dis so 'n Kersfeespersentjie wat mense oopmaak, elke keer nog 'n persentjie vir iemand van wie jy lief is wat jy kan by jou hê. So ek sê baie dankie dat julle almal hier is. Dit beteken verskriklik baie. Die mense wat aanlyn is, was vreeslik baie mense wat hier wou wees. Ek dink veral aan ons familie. Ami wat eksamen skryf, en Faitjie Bytjie wat eksamen skryf, en Maviek wat moet werk. Ons mis julle ook. Ons sal julle ook almal hier baie graag wou gehad het. So welkom in die huis van ons Vader. En dankie dat julle hier is. Ek weet julle harte is seer en ons soek vertroosting, nê? Nee. En ons kry vandag vertroosting. En Skotta, baie dankie dat jy die instrument is vandag, waardeur ons vertroosting gaan kry. En ek weet, het is nie net vertroosting vir ons wat luister nie, maar ook vir jou. Baie dankie. Ek het hierdie gediggie ontvang via die sosiale netwerk wat Edna Wetner geplaas het, wat sy sê sy uit haar argiewe gaan haal het, toe sy gehoor het van die afsterwe van Franna. Ek het hierdie gediggie uit my argiewe gaan haal. Gryp groei in die greep van lewe, midde hartseer se vuisgreep pyn. As te veel bome in my plantasie se leefplek, eens soos veel skeepsmaste hemelgerig, nou slegs in roustomp gejaring geletsel verdwyn, vloei my ween se water, buggelend af teen my stam, voed die onsigbare wortels van my vandag, want ek, die boom van dekadente dekades, floreer steeds songerig, in statige groeiende groen, in die harde hout herfsttyd van my bestaan. Ek fotosinteer op die hede se straal. Ek groei gekiet saam met die wat nog na aan my staan, want ek weet, eendag sal die houtkapper my boom ook kom haal. Vriende, ons is vandag hier, want ons glo dat die Here Jesus die lig is vir die wêreld. Hy het vir ons geleer, ek is die lig. Hy het vir ons geleer, ons glo nie aan die dood nie, ons glo aan lewe. En daarom gaan ons nou bloot as 'n teken die Christuskers aansteek, waarin ons vir mekaar sê, Jesus is ons lig. En ek wil vir klein Eywa vra om vorentoe te kom saam met Gerard en Charlie om hierdie kers te kom aansteek. Voor ons die erediens begin, vriende, wil ek julle vra om net vir 'n paar sekondes, 'n half minuut, jou oë toe te maak en stil te word. En in hierdie half minuut net te dink, hoe onthou jy vir Dominee Franna? Ek weet daar is baie gedagtes wat by elkeen van ons sal opkom. Maar wat is die een gedagte wat by jou opkom? En sê vir die Here dankie daarvoor. Kom ons maak ons oë toe.
Vriende, baie hartlik welkom by hierdie geleentheid. Ons is hier saam omdat ons 'n stukkie hartseer deel. En natuurlik, ek weet, my opdrag is vandag om hier as 'n vriend te staan en 'n troostboodskap te bring. Wat ek baie moeilik vind, want hierdie familie is so deel van ons lewens. Ons kom 'n lang pad saam. Ons het altyd, as ons bymekaar was, so spotterwys gesê, die een wat voor die ander een gaan, moet die ander een begrawe. En terwyl ek voorberei het vir vandag, wat ek baie moeilik gevind het, het ek vir myself gesê, ek wens ek het nie daai stukkie humor oor my lippe laat kom nie, want hier staan ek vandag en dit is vir my baie moeilik. As ek sukkel, wees asseblief met my geduldig vandag. As ons hier saam is, dan weet ons is in die kerk. En ek weet die kerk is nie 'n gebou nie, dis ons wat hier bymekaar is. En hier saam deel ons ook ons liefde, ons hartseer en ons blydskap. En ek weet as ons vandag hier bymekaar is, dan verstaan die Here ons hartseer. Maar die kerk is tog ook daarom, al is dit die gebou, net klip en sand en hout, is dit tog 'n gebou wat vir ons op 'n manier heilig is. Want dit is waar ons Sondag na Sondag bymekaar kom, om saam in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. En daarom kan ons nie anders as om vir die Here dankie te sê, vir die voorreg om hier te kan wees nie. En ek moet vir julle sê, in my kontak met hierdie gemeente, wat min is, ek weet, moet ek vir julle almal sê, dit val my op, hoeveel liefde en omgee daar in hierdie gemeente is. En dankie vir dit wat julle ook vir Franna en sy gesin gegee het oor hierdie paar jaar, en ook vir die leraars wat toe ons daar in die vreemde was en hoor Franna is nou kritiekseer in siek in die hospitaal, wat ons gehoor het, die dominee was daar. Baie dankie daarvoor. Kom ons maak ons oë toe. Rondom Jerusalem is daar berge. Net so is die Here ons God vandag rondom ons, by ons en in ons, om ons te dra. En Here, as die psalmdigter dit vir ons leer, dan kan ons nie anders as om op hierdie oomblik hierdie belofte van U aan te neem en U daarop te beroep om getrou te wees soos altyd, maar veral nou op hierdie oomblik, daar waar ons seer het, daar waar ons verdwaas staan, daar waar ons woorde eintlik opraak. Ons bid, Here, dat U vir ons vandag en in die toekoms sal help. Ons dank U, Here, vir U liefde en vir U genade, om te weet ons is nie alleen nie. U is in hierdie gemeente, in hierdie kerkgebou, wat vir ons 'n beeld is van U heiligheid, by elkeen van ons teenwoordig. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Die Here groet julle vandag
Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die teenwoordigheid van sy Gees, wat ook vandag by elkeen van ons is, vriende. Kom ons sing lied 277, dit wat ons vir mekaar gesê het, net voor die diens begin het. God is ons lig, U is die lig. My Bybel is oop by Lukas hoofstuk 2, vers 25. Dit was net na die Here Jesus se geboorte, na die besnydenis, en dan skryf Lukas hierdie stukkie heilsgeskiedenis. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring, om vir hom die gebruikelike bepalinge van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het,
wat U gereed gemaak het voor die oë van die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van U volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: "Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en dat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan." Ons lees net tot daar. Ek het aan die begin vir julle gevra om vir 'n oomblik stil te word en na te dink, wat is die eerste gedagte wat by jou opkom as jy aan Franna of Dominee Franna dink? Het sal interessant wees en is jammer ons kan nie die geleentheid gee om almal se storie te hoor nie. En ek wens so ek het die geleentheid gehad om my storie met Franna in detail te kon deel. Maar daar is tog 'n paar geleenthede wat by my opgekom het, wat ek met groot dankbaarheid oor nadink. Ek is dankbaar dat die Here vir my en 'n paar van my kollegas die geleentheid gegee het en die voorreg gegee het en die genade gegee het om so 'n vriend te kon ken. Ons verskil almal in karakter en persoonlikheid en in gawes en die Here voorsien aan elkeen van ons soos hy goed dink, so verstaan ek dit. En as ek aan myself dink, daar is baie mense vir wie ons baie omgee natuurlik, maar ek het maar 'n handjievol vriende, regte vriende. En Franna is een van hulle. En sy weggaan op hierdie manier is 'n stuk seer wat ek sukkel om te verduidelik. Want as ek dink, dan dink ek aan baie jare vandat ons mekaar ontmoet het, waar ons saam gelag het, want in Franna se teenwoordigheid kon 'n mens nie anders as om dit te geniet en te lag nie. Hy was so 'n soort, of is so 'n mens. Maar in die jare ook 'n pad saamgestap met sy familie. Charlie, ek wil nie eers na jou kyk nie. Gerard en Wiese wat so voor ons oë groot geword het. En dan natuurlik die groot liefde in ons elkeen se harte. Al ken ons haar almal nie op dieselfde manier nie, klein Eywa, die vreugde, ook Chas en Maddie wat vandag hier is, en die res van die familie. Ons het gedeel in die karakter van iemand spesiaal. En ek sou julle ook kon vertel dat Franna die gewoonte gehad het ook om 'n mens in 'n situasie soms te sit wat 'n verleentheid was tot sy plesier. Daar is 'n paar geleenthede wat ek hom nou nog kwaadlik neem toe ons saam in die hospitaal gewerk het. Een daarvan was, as ek dit vinnig kan vertel, ons moes soms nagte deurwerk en dan die volgende dag eksamen skryf en dan het 'n mens nie die geleentheid om te studeer nie. En daar was in Tygerberg Hospitaal hierdie spesiale
kamer ingerig, 'n staatshospitaal daai jare, vir wat hulle genoem het VIP's. Maar die VIP-kamer was bitter min vol en natuurlik baie luks. En ek het gou agtergekom dat ek in die aande daar kan gaan lê en verder studeer. En hy het na die dosent toe gegaan en gesê, gaan kyk, Scotty lê in die VIP-kamer. 'n ander keer was ons saam by 'n predikant saamtrek en dit was hierdie groot lokaal daar in Bloemfontein. 'n Paar tennisbane in die middel en 'n paviljoene rondom, alles onder dak, waarskynlik waar die universiteit grade toegeken het. Maar die hele lokaal is vol predikante en afgevaardigdes. En elke dag gaan ons nou om die konferensie by te woon. En by die ingang van die deur waar mens inkom is daar sulke kennisgewingsborde waarin studente seker nou maar goed adverteer of kamers of iets. Maar die een bord was daai tyd Wayles, groot plakkaat. En dan onder in die plakkaat was daar sulke reepies gesny met telefoonnommers wat jy nou kan afskeer en skakel as jy nou wil aansluit by hierdie Wayles program. Maar die konferensie neem ure en 'n mens sit is laterand ook al half deurgesit maar as jy langs Frana sit, dan vlieg tyd nogal verby. Maar ver oorkant sit daar 'n man 2 keer so groot soos Frana. Maar hy het sy papiertjie afgeskeer en ons het hulle diakonesse genoem. Dit was die plaaslike gemeente seker wat jong mense en van die susters in die gemeente daardie tyd, dan staan hulle nou in die gange en as jy nou vir iemand 'n boodskap wil stuur, dan skryf jy sy sitpleknommer en verwysing op hierdie papiertjie en dan gee dit vir die persoon, dan gaan lewer sy dit af, sê nou maar by sitpleknommer C106 en Frana stuur hierdie Wayles papiertjie na die vriend daar oorkant. Hy het die vermoë gehad om 'n lang, moeilike dag baie kort te maak. Maar Frana was ook iemand vol liefde. Soms ook 'n verleentheid. Hy sal na jou toe kom en jou op jou kop kom soen voor 'n klomp mense en dan staan jy nou maar verleë daar. Ek het hierdie gedeelte gekies vanmôre uit die woord van die Here omdat hierdie profeet van die Here, Simeon, wat sy loflied sing, my op 'n manier laat dink aan Frana. Ek weet, ons dink baie keer dat hierdie profeet 'n ou man was, maar daar is geen bewyse in die skrif, daar's geen verwysing dat dit iemand was wat oud was of bejaard was nie. Dit kon ook, baie teoloë of kommentaare sê, dat dit ook iemand kon gewees het wat waarskynlik gehoor het dat hy baie siek is en dat hy daarvan bewus was dat die Here hom enige tyd kan kom haal. Maar ons kom agter dat iets in die woord en ons kry so gevoel van veral Jesaja, as ons Jesaja gaan lees, dat hierdie profeet deur die Gees van die Here belowe is dat hy nie sal sterf voordat hy die verlosser self gesien het nie. En toe die Here Jesus daar as 'n kleintjie deur sy ouers na die tempel toe gebring is, soos wat die wet voorskryf. Die wet van die Here van daardie tyd, die wet van God. Het hierdie profeet
deur die Gees van die Here die opdrag gekry om na die tempel toe te gaan. En die oomblik toe hy hierdie kindjie sien, toe weet hy, dis die verlosser. Toe hy hom sien, toe weet hy. En toe sê hy, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan, volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het. Op 'n oomblik kom daar vir my twee dinge in God se woord hier by mekaar uit. Ek weet, ek gaan baie lig om met hierdie teksgedeelte, deur net 1 of 2 punte uit te haal, maar wees asseblief met my geduldig. Woord en wet. Aan die een kant en aan die ander kant Gees van God. Op 'n manier kom die teologie en die teenwoordigheid en die belewenis van die Heilige God hier vir 'n oomblik saam. Jesus is daar omdat sy ouers die wet nakom. Dit wat die woord vra. Die profeet van die Here, Simeon, is daar omdat die Gees van God hom gelei het. En toe hy die Here sien, toe weet hy. In hierdie sien gebeur daar iets. As ek met groot dankbaarheid dink aan Franna en die kinders en Charlie en ons ervaring en 'n pad wat ons saam gestap het, saam met julle. Weet julle, as ek aan Franna in my geestesoog dink, en ek sê dit nie sommer net nie, dan sien ek die Here. Ek sien 'n diensknegt van hom, wat deur die Here geroep is en met groot ywer as sending opgetree het in Wenda. Daarna beroep is saam met sy familie na Durban, en ek het uit my pad uitgegaan altyd om vir hom en vir Charlotte te sê, julle is nie net wonderlike vriende nie. Julle is nie net mense wat die liefde van die Here uitleef, sodat ons Jesus kan sien nie. Julle is ook wonderlike ouers. As ek aan hom dink, dan sien ek die Here. Vriende, ek dink as hy dan met Maria praat, dan herinner hy haar daaraan dat daar in hierdie kind, Jesus, die verlossing moontlik gemaak word vir baie. Dit herinner ons daaraan dat ons nie glo in dood nie, ons glo in lewe. Franna lewe. En dit is al waarin ons kan vashou vandag. Ek het wel hierdie een gedeelte raak gelees en daar wil ek klaar maak. Dit omdat ek nie verder kan nie. Waar hy dan vir Maria sê, 'n swaard sal deur jou siel gaan.
Ek het 'n bietjie navorsing gaan doen oor hierdie woorde en ek staan by die kommentaar dat hierdie profeet vir Maria gesê het dat hierdie kindjie wat die toekoms van die wêreld op so 'n wonderlike manier gaan verander, goddelik. Maar in jou lewe sal daar nog 'n swaard deur jou hart gaan. Jy sal nog seer kry. Want hierdie kindjie gaan moet sterf vir die wêreld. Jou kind gaan sterf aan 'n kruis. Wat ek daar hoor is dat al is dit vir ons hoe moeilik. Op die oomblik gaan daar 'n swaard deur elkeen van ons harte. Maar die troos is, ons sien die Here. As ek kan afsluit. 'n Baie mooi gedeelte. Professor Willie Jonker het altyd vir ons gesê, een van ons professors daar in Kweekskool op Stellenbosch, ons het elkeen ons eie klein Bybel. En ons moet daarteen waak, ons moet die Bybel verder ook lees. Wat hy bedoel het, ons het maar ons stukkies wat vir ons mooi is en ons lees dit oor en oor. En daar's baie gedeeltes in die Bybel wat ons dan nou nie regtig by uitkom nie. Maar in my klein Bybeltjie is die gedeelte in Job. Daar aan die einde van Job. As die Here met, ons ken die verhaal van Job, met Job hierdie pad gestap het. En hy alles verloor het. En deur soveel pyn en seer is, dood, verlies, waardigheid. Dan sien ons aan die einde van Job, as selfs Job ingee, dat die Here kom en Job herstel. Want so werk die Here met ons. Want hy's vir ons lief, hy dra ons, hy tel ons weer op. Maar dan sien ons daar, dat Job dan bid. En as hy bid, dan sê hy onder andere vir die Here, Here, tot nou toe het ek van U gehoor, maar nou het ek U self gesien. Vir my, as ek dink aan Franna, saam met die seer en julle Charlie, as ek na julle kyk, dan sien ek die Here. Sien ek sy liefde en sy omgee en sy genade. En nou moet ek sê amen. Maar ek wil ook graag net iets persoonliks vir julle sê. Ons is 'n klein groepie vriende wat baie jare saam met julle kom. Nik. En ons sal ook, Charlie, in die jare wat kom, waar die Here ons seën, altyd vir julle lief wees. En vir jou, Gerard, klein Eywa, more than you think. Mag die Here julle seën. Amen. Aan U, o God, kom toe die eer en die heerlikheid. U is die God van liefde. U is die lig vir hierdie wêreld. En Here,
Dankie dat daar waar die swaard vandag deur ons harte gaan, dat ons kan sê, maar ons glo in lewe. Want U maak die lewe vir ons moontlik. Ons weet, Frana is nie dood nie, hy lewe. Ons weet, U bring vir ons elkeen lewe. En ons prys U heilige naam daarvoor. Amen. Jy's in beheer.
My man was ADHD, ek weet nie, Beth, is dit die regte terminologie, dankie. So, hy het ook nie daarvan gehou om te lank by 'n plek te sit nie. So ek het gedink, ek gaan net laat Gerard vir ons een dingetjie voorlees. Ons was lank daar, amper 30 jaar in Durban, en sy medeleraar Henny, Gerard, jy kan maar kom. Hulle was baie goeie vriende, so stout, dat die kerkraad besluit het, as dit volgende keer 'n synode sitting is, mag hulle nie langs mekaar sit nie. Hulle moes die ouderlinge tussen die twee leraars sit, want hulle was so stout. So, dit kom nou van Henny af, wat al die jare saam met hom gewerk het, en ek het net gedink, ek sal graag wil dit deel met julle, want ek dink dit is ook 'n perspektief van 30 jaar van sy lewe. My goeie vriend en kollega Franna Herselman. Ek ken niemand wat meer vrygewig as jy was nie. Jy het graag gegee, moeite gedoen, tyd gemaak, opofferings gedoen en ook maklik geld vir ander mense gegee. Dit het jou baie gelukkig gemaak wanneer mense, ek ook, iets van jou ontvang het en jy julle verrassing en dankbare gesigsuitdrukkings kon sien. Jy was soms onverskillig met uitdeel en weggee. Mense en hulle gedrag, sienwyses en reaksies het jou uitermate gefascineer. Soms het jy meegegaan met hulle gesprek, sodat jy meer kon uitvind oor hoe hulle dink. Jy kon mense laat praat en sê wat hulle sommer verander nie sou sê nie. Jy het die kuns geken om mense oop te maak. Saam met jou liefde vir mense was jou sin vir humor. Jy kon lekker lag en poetsebak op mense. Op die verhoog kon jy toneel speel en grappe vertel. Jou improvisasies op die klavier bly onvergeetlik. En dan die natuur. Jy het vasgeglo dat die ontwikkeling van golfbane 'n groot sonde was en die natuur opgeneek het. Die Drakensberge en Cederberge en die see was vir jou enorme wonderwerke. Die meeste preke wat jy gepreek het oor natuurbewaring gegaan. Kinders, wiskunde gee vir kinders was vir jou so lekker. Jy kon met groot geduld met die kinders werk. Jou kleindogter Eva was jou hartse punt. Sy is sonder twyfel die slimste kind in die hele wêreld. Franna, jy het my geleer om meer deernis met mense te hê. Ek sal jou baie mis, my vriend. Henny. Baie dankie daarvoor. Ek het gesê in die begin, die Here gee vir ons met liefde aan mekaar. En dis nou my voorreg om dankie te sê vir almal. Julle ken daai gedig, kyk, ek was ons nou Afrikaans juffrou vir 40 jaar lank. Die Moskommersie, weet daai enetjie wat moes sê, ek laat hulle hier op my gedei. En dan voel ek so snoesig en warm, en as daar oorlog kom, dan word hulle 'n skild. En dan loop ek ek marcheer so deur die lewe. Dis hoekom ek nou baie sterk lyk vandag, want julle is hier. Julle is my skild wat my laat voel, dit is lekker. Ek het julle almal om my. Maar dan beëindig ek gedagtetjie ook mos maar as een van ons weggaan, dan sit ons met 'n wond. En dan sluip ons deur die wêreld, ons met ons wond wat nie wil genees nie. Maar ek wil vir julle dit sê, ons sal 'n wond hê. Franna was bietjie groot om 'n klein gaatjie te los. So, ons sal 'n definitiewe wond hê. Maar dit sal ook genees, en dan gaan 'n litteken bly. En ek sien 'n litteken as 'n monument. 'n Monument wat ons kan dra, omdat ons geraak is deur hom. En die Here is vir ons so genadig. Ek het baie keer gesit, veral aan die einde van sy bediening, dan weet ek waardeur my man was. Dan weet ek hy het nagte van angs beleef. Ek weet waardeur hy en ek gegaan het. En dan sit ek daaronder en ek kyk op na die preeksel en ek dink, Here, hoe gaan hy kan preek vandag? En dit was die wonderlikste. Die Here maak homself aan ons beskikbaar. Hy vertoon homself deur die Heilige Gees deur gebroke kruike. My man was baie keer gebroke. En in sy eerlikheid met die deel, in sy eerlike soek na God as vertroosting, het dit baie mense geraak. So die Here word soms deur gebroke mense. Dis nie die perfekte mense
wat die Here partykeer vir ons wys nie. En ek is dankbaar dat die Here dit gedoen het. Want hy het baie mense so, deur sy eerlike opregtheid, het hy baie mense nader aan die Here gelei, maar dit was die Here wat dit gedoen het. So ek wil net dankie sê daarvoor. Sjoe, daar's so baie mense, dankie vir elkeen wat hier is, dat julle my Boskom versie is vir vandag. Dankie vir almal wat in die toekoms dit nog steeds vir ons gaan wees. Dankie vir almal wat ingesluit het, wat luister aanlyn, omdat julle ook vir hom lief is. Liefde gaan mos nie dood nie. En almal van die reëlings, ag Skotta, vreeslik dankie. Ek weet dit was vir jou moeilik. Maar jy was, ons het geweet, ja, jy het wel mos 'n grappie maak, sien. baie dankie daarvoor. Die koor, ons was so deel van die koor, ek is nog steeds, dankie vir julle vriendskap, vir die gemeente, vir julle omgee, vir die pragtige blomme Anita, vir jou liefde, Hardes. Sjoe, dankie vir die orrel, dankie vir elke vrou wat 'n kossie vir ons gemaak het. My bure, like mense, ek weet nie, die Here het vir my gesit op 'n wonderlike plek. Ek het my eie private dokter, my eie private adviseur, my eie private kokke, my eie private man wat in die huis alles vir ons kan regmaak as die dak inval. Selfs iemand wat mooi kan kyk na die hondjie. En het my sussie ook nog afgetrek. So ek sit op 'n plek wat absoluut wonderlik is. Julle liefde is amazing. I'm so sorry we did everything in Afrikaans. I'm just thinking about that. Thank you guys for being here, for supporting. But you guys must learn a little bit of Afrikaans, nee? Shame. I told her she was playing so nicely with our neighbors. The guys, the girls there, they are such nice friends. And I said to her, Evakie, are you going to start trying to get to learn a bit of Afrikaans? No, Mama, I'm okay. Maar baie dankie almal. En daar's kossies en teetjies daar buitekant. Ek sê weer eens baie dankie vir al die vrouens. Kyk, ek kan praat, maar kos maak uit Kona. So ek is vreeslik dankbaar vir julle wat vir ons broodjies gaan gee en die tee. Ja, ek weet nie, ek het iemand uitgelos, ek weet dit, maar ek sê net baie dankie. Veral vir die Here, hy het ons so gedra. En wat 'n wonderlike ding om te kan sien dat die Here juis in gebrokenheid vir ons goeders wys. Skottie, as mens die Here kan sien, ons het in ons Bybels, waar is die Bybelstudiegroepie? Waar sit julle? Julle sit by mekaar. Kyk, daar sit hulle. Ons het Job gedoen verlede jaar, en ons het deur hom geswoeg. Die arme man het mos nou niks verkeerd gedoen nie, en dan sukkel hy nog sukkel hy. En toe hy die Here sien, toe maak dit nie saak nie. Dit vat mos alles weg. Net in die teenwoordigheid van die Here, is al wat ons nodig het. Baie dankie julle, alle eer aan ons Vader. Dankie. Dankie, Charlie. Dink ek is nou weer, hy is aan hier. In elk geval, vriende, toe sy nou praat, toe dink ek wil julle nog vertel, dat toe hy nou daai briefie stuur aan die man daar oorkant, was die verleentheid, hy het nie sy sitpleknommer gegee as die adres terug nie. Hy het myne gegee. En hulle het pas in hierdie pragtige gemeente van julle ingetrek, toe bel hulle my en sê, maar hulle is die aand oorval, toe hulle wakker word, toe staan daar 2 mans in hulle kamer. En Frana besef toe, so vertel hy van my, hier's moeilikheid. En hy spring op en hy begin gil. En Frana kon 'n lawaai maak. Hy sê, en toe Charlotte, so vertel hy my, toe Charlotte nou agterkom met werk 'n bietjie, toe gil sy ook. En toe hardloop, dank die Here daarvoor, ek wil nie daaroor 'n grap maak nie, maar vertel Frana nou, toe hardloop die 2 sondaars, die 2 inbrekers, weg. Maar in die proses val hy met sy groot liggaam op Toffie se bed, wat langs die grond is. En die mandjie en bed is toe nou stikkend. En hy sê vir my, weet jy Scottie,
Toffie wil nie naby my kom nie, as hy my sien, dan grom hy vir my. Vriende, mag die Here vir ons help om die mooi te onthou. Come, Eva. She for help. Nou, ons gaan dit vir haar uithaal. I just wanted to say that he was the best Opa in the world, and I just wanted to say that I love him. Ja, my kind. Vriende, kom ons, kan ek net weer sê, baie dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir die kerkraad en dankie vir mense, ek het gesê die leraars, maar ook mense wat in die gemeente wat ek nou deur Franna al 'n bietjie leer ken het, saam met hom in die Bybelstudiegroep. Dankie vir die liefde wat julle gee. En dan 'n laaste ding wat my opgeval het, is ek het die afgelope vakansie saam met wonderlike mense gaan toer, toevallig uit julle gemeente. En interessant is as hulle praat oor julle gemeente, dan vertel hulle oor wat julle doen. Die Makatini sending, die Bybelstudies, die uitreike. En vanoggend ontmoet ek een van julle lidmate wie se naam ek nie eers kan onthou nie. En dadelik begin hy my vertel van die organisasie waar hy betrokke is, waar die Here hom en 'n vriend geroep het, wat vir hulle 'n geleentheid gee om verskillende mense bymekaar te kom en die woord van die Here te deel. So sien die Here, so sien mense die lig, so sien die Here, gee hy dat mense Jesus sien in julle lewe. Dankie daarvoor. Dankie vir die oralis ook en almal wat vandag spesiaal maak. Dankie vir die Here. Kom ons sluit af met hierdie lied. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die saamwees van die Heilige Gees met elkeen van julle wees, met hierdie gemeente wees en ook met Franna, van wie ons glo in die lewe. Amen.